Jy weet, as dit wat ek gesê het nie waarheid is nie, as die fondasie van jou kerk Christus is in die woord van God, dan gaan dit mos staan. Dan gaan niks enige skade daaraan kan doen nie. Daar het nou al baie mense vir my boodskappe gestuur en gesê baie van ons video's het hulle bediening seer gemaak. Daar's mense wat uit hulle kerke uitloop. So ek wil net hierdie geleentheid gebruik om jammer te sê. Vir absoluut niemand nie. So dit was net 'n joke. Moenie dit so ernstig opvat nie. Dit's baie van hierdie kanaal gebruik ons humor want ons dis ernstige goeters waar ons praat, maar ons probeer dit ook bietjie ligter maak. So van julle vat die lewe te ernstig op. Verstaan dat baie van die goeters wat ons sê is bedoel in 'n humoristiese sin. So daai begin was nie ernstig nie. In hierdie video gaan ek bietjie verduidelik die hart agter hierdie kanaal, wat ons doen, hoekom ons doen wat ons doen. Daai begin het ek net gesê, een van my pelle het vir my vertel van Conor McGregor wat dit gedoen het en dit was dit vir my baie snaaks. So ek het nog altyd 'n geleentheid gesoek om dit self te doen, maar ek sê ernstig daaroor nie. Dis net 'n joke. Ek is nie hoogmoedig om nooit jammer te sê as ek moet jammer sê nie, maar in hierdie video wil ek net bietjie verduidelik die hart agter die kanaal, dat mense kan verstaan, hierdie kanaal is gebou op deur die woord. Dit is ons naam, ons wil doen wat die woord doen, en tot dusver dink ek nie daar was enigiets wat ek gesê het of gedoen het wat ons afgewyk het van wat die woord vir ons sê ons moet doen nie. Okay? So, wat julle moet verstaan is hierdie kanaal is aspris, dis mitswillig polemies. So in Engels 'n polemiek. So 'n polemiek is 'n sterk kritiese argument teenoor 'n ander posisie. Met ander woorde, ons gaan nie terugstaan nie, ons gaan nie terughou nie. Wanneer ons valsheid en valse leringe sien, gaan ons dit uitwys met die idee om mense te ontstel. Dis wat jy moet verstaan. So daai toon van hierdie kanaal gaan nooit verander nie. Ek glo dat wat die Bybel vir ons sê hoe om sekere kwessies te handel, het ons 'n polemiese benadering nodig. Ons kan nie net altyd dit op 'n sagte manier doen, try uitpraat nie, en ek gaan dit try vandag vir julle Bybels ondersteun. Ons gaan vandag baie in die Bybel ingaan, maar ek wil hê jy moet weet waarvoor jy jouself inlaat wanneer jy hierdie kanaal volg, wat jy weet wat is ons hart agter hierdie kanaal en wat ons op die ouene van die dag reg kry. So, dit is die idee agter hierdie video. Ek gaan begin om vir julle te wys. Ek het gister 'n poll hier uitgesit op ons kanaal en ek het net gevra met hoeveel mense het jy al die evangelie gedeel. So, kom ek sê vir julle, hierdie is die hooffokus van hierdie kanaal, is om hierdie hoeveelheid, dis wat ouens gesê het, wat ek gevra het jy dit al met 1 tot 5 mense gedeel, die evangelie, 6 tot 15, meer as 15, en dan nog nooit nie. Nou op hierdie stadium, het was gister wat ek het gesit het, 113 mense gewout. So van ons staan nou op 3000 subscribers, so van die 3113 gewout. Nou ek wil, as ek moet raai, ek wonder hoeveel, as al 3000 mense hierdie moet invul, waar sal hierdie persentasie wees? So hier is dit 60%, nou ek neem aan, jy is natuurlik baie meer gewillig om te sê waar jy staan met hierdie, as jy dit al die evangelie vir baie mense gedeel het. Maar ons hart in hierdie kanaal, is dat hierdie persentasie so hoog as moontlik is, dat ons dit naby aan 100% kan kry. Kan jy vir jouself dink, as ons 3000 mense het, wat 100% het, meer as 15 mense het al die evangelie voorgedeel. Wat 'n wonderlike ding sal dit nie wees nie. Prys die Here, dit is ons hart. Ons wil vir mense equip, ons wil vir jou die gereedskap gee, sodat jy die evangelie met oortuiging vir mense kan gee, sodat jy die evangelie kan gaan en met sekerheid sê, hierdie is wat die woord van God sê. Julle moet verstaan, die enigste autoriteit waarmee ek praat is die skrif. Ek is nie bo iemand nie, ek is nie beter as enigiemand nie. Al waarmee ek praat is wat sê die woord van God. So mense wat my aankla en sê soos jy is hoogmoedig, ek sê aspris nie eers my naam op hierdie kanaal nie. Jy moet diep gaan grawe daar in al die goeters om te weet wie ek is, en ek doen dit mitswillig. Ek wil nie die aandag op my hê nie. Ek wil nie oor myself praat nie. Ek wil die Here se naam groot maak. En deur dit besef ek, mense gaan baie mense ontstel. Jy moet verstaan hoe die internet werk, nê? As ek 'n kanaal begin wat ek noem, ek is baie lief vir pandabere. En ek sê hierdie kanaal gaan oor gaan dat ons pandabere gaan wys vir die wêreld en sien hoe oulik is hulle. Dan beloof ek vir jou, daar gaan 'n groep mense kom wat sê, hoe durf julle? Hoe kan julle pandabere ondersteun? Pandabere is uit die hel uit. Hulle eet net al die blare op en niemand anders kan nie. Verstaan jy wat ek sê? So elke liewe ding wat jy gaan sê, gaan baie teenkanting bring. Al sê jy die mooiste, oulikste, ondersteunende ding, daar gaan nog steeds negatiewe kommentaar wees. En ek is heeltemal fine daarmee. Van die begin af het ek geweet, hierdie is die toekoms wat ons gaan loop, maar kom ek sê vir julle, ek het 'n ruk terug in my lewe besluit om 'n lyn in die sand te trek en te sê, ek gaan hierdie woord, ek gaan die Bybel, gaan ek voorstaan met alles in my. En enigiemand wat teen dit kom, gaan ek teenoor opstaan. Ek het 'n ferm lyn in die sand getrek en ek gaan geen kompromie
aangaan nie. Ek het hier voor die tyd probeer, kyk, hulle sê kompromie is anglisisme, my vrou sê ook so, maar ek dink julle weet waarvan ek praat, as ek sê compromise. Ek sê ek gaan geen kompromie aangaan nie. Ek dink nie Paulus, ek dink Christus, ek dink geen Bybelse figuur wat regtig opgestaan het van wat reg is, het enigstens gecompromise nie. Hulle was rigied en sterk in die woord, en dit is die hart agter hierdie kanaal. Ons gaan opstaan teen wat verkeerd is, ons gaan opstaan vir wat reg is, en ons gaan dit doen op enige manier moontlik. Nou, die ouens wat sê, ons het hulle bediening skade aangedoen, kom ek vra julle net 'n eerlike vraag, nê? As julle 'n bediening gebou het, en as een of ander snotkop wat op YouTube kan gaan, 'n kamera voor hom sit, en praat oor sekere doktrines wat in jou kerk aangaan, en nou ewe skielik het jou bediening skade gedoen, dan moet jy vir jouself vra, het ek nie my bediening dan gebou op iets, as jy nie wil die sterk woord onbybels gebruik nie, maar om iets wat, jy weet, so maklik afbreekbaar is. Hoe is dit moontlik dat ek 'n paar video's maak, en nou is daar klomp mense wat uit jou kerk uitloop? Jy weet, as dit wat ek gesê het nie waarheid is, as die fondasie van jou kerk Christus is, in die woord van God, dan gaan dit mos staan, dan gaan niks, enige skade daaraan kan doen nie. Maar sien jy, as jy jou fondasie gebou het op sekere valsleringe, op sekere goeders wat nie Bybels is, soos byvoorbeeld wat ons baie oor gepraat het, slain in the spirit, as jy vir mense bid en hulle val daarvoor in die kerk, en mense loop uit jou kerk het nadat ek het uitgewys het, wie se skuld is dit? Dat jy jou fondasie klaar gebou op iets wat vals is. Dat jy jou fondasie van die begin af gesit in iets wat nie direk te doen het met die woord van God nie. So dis die ding. Ouens wat nou klaar en te kere gaan en sê, ek het hulle verkeerd aangehaal, dis nooit my idee om jou verkeerd aan te haal nie. Ek sal die een keer wat ek nou sal gaan en in nederigheid sal 'n video selfs, ek sal die deel afhaal en uithaal waar ek jou verkeerd aangehaal, want dit wil ek nie doen nie. Ek dink is baie sleg, is baie swak om iemand verkeerd te represent. Ek is nie bewus van enige video wat ek al uitgebring het, wat ek iemand verkeerdeliks aangehaal het. Julle sal sien, meeste van my video's wys ek hoe die ou self preek. Wys ek hoe die ou self praat en ek vat sy woorde soos wat hy dit daar sê. En ek probeer dit nie uit konteks uitvat nie. As ek dit gedoen het, gee vir my die timestamp, sê hierso het jy dit gedoen en ek sal kyk wat ek kan doen om daai deel uit die video uit te haal, of selfs ek sal die hele video uithaal. Maar soos ek vir julle sê, ek is nie bewus van 'n keer wat ek dit gedoen het. En nou moet jy ook verstaan, as ouens wat sê aan die begin praat ek oor hom en aan die einde praat ek van 'n valse leraar. En nou dink mense dit is hy van wie ek praat. So, om eerlik met jou te wees, dit is nie my skuld nie. As jy daai onderskeid nie kan maak nie, ek bedoel, dan is, hoe moet ek dit voorhelp? Verstaan jy, enigiemand, dankie net sowel gaan en sê enigiemand wat ek al genoem het in 'n video sê ek's 'n valse leraar. Toe ek die ding gemaak het oor Raymond Lombard, toe het ek spesifiek daar gesê, hy is nie 'n valse leraar nie. Maar daar is mense wat sê, omdat ek baie video's maak oor valse leraars, sê hulle, ja, jy het gesê Raymond Lombard is 'n valse leraar. So, daai swak assumptions wat mense maak, moet julle verstaan, is nie my skuld nie. En ek sal duidelik en direk vir jou sê wanneer ek dink iemand is 'n valse leraar. En meeste van die goeders wat ek uitwys, baie van die ouens dink ek nie is vals direk nie of ketters nie, maar daar is probleme in hulle ministry en ek wil dit vir jou uitwys. So, ek bedoel, as jy woorde in my mond gaan sit en sê ek het gesê is 'n valse leraar terwyl ek dit nie gedoen het, dan is jy ook skuldig aan. Dan is die probleem by jou. Jy moet vir my die timestamp kan gee en ek gee vir julle nou, jy het die reg om vir my te wys. Hierso in hierdie tyd het hierdie ou verkeerd aangehaal en dan sal ek my bes doen om dit uit die video te van. Maar wat ek net probeer sê is, as iemand iets teenoor my ministry te sê het, jy weet, as ek nou 'n kerk gebou het en hierso kom iemand, hy maak 'n YouTube video en hy haal iets uit wat ek gedoen het. So sê nou maar die nagmaal. Hy sê die nagmaal is boos, dis uit die hel uit. Dan gaan ek uit die skrif uit vir hom kan wys. Luister jy, hierso is die nagmaal, dis hoekom ons dit doen en ek gaan my gemeentelede kan ondersteun met dit. Maar sien, wat ek dink gebeur is, baie van hierdie ouens is dit moeilik om hulle teologiese punt te ondersteun. Soos jy kan nie slain in the spirit ondersteun nie. Jy het geen manier om dit te verdedig nie. En nou kom mense na jou toe, hulle gaan uit jou kerk uit, want jy doen slain in the spirit. Hulle sien dat dit wat jy sê, dit wat jy sê jy doen nie slain in the spirit nie, maar dan kom al mense vorentoe in jou kerk, jy lê hande op hulle en hulle val, en daar's video's daarvan reg oor die internet, nou sê jy doen dit nie, maar hier is ons bewyse dat jy dit doen. Dan kan jy nie kwaad wees vir my nie. Is daar enigiemand daar? Geef my in die kommentaar. Kan jy kwaad wees vir my as ek valsheid uitgewys het? Jy kan dit nie verdedig met die skrif nie, en nou loop mense uit jou kerk uit. Hoe's dit? Ek kan nie sien. Hoe's dit my skuld nie? Op daai punt ook, ek het nou onlangs die video oor die tale uitgebring, en weens tot dusver het nog niemand die toets wat ek vir hulle gegee het. Onthou die Bybel sê, test all things by the Spirit. Staan in 1 Johannes. Ons moet alles toets. En ek het vir hulle toets gegee, nog niemand het die toets gedoen nie, nog niemand het die toets geslaag nie. So tot die dag dat iemand dit nie doen nie, sien ek nie hoe is my posisie van tale
verkeerd nie. Julle het nog nie gecontent met die belangrikste deel daarvan. Nou kom ek maak iets duidelik. Ouens al baie 1 Korintiërs 14 aan en dis waar dat daar staan when I speak in a tongue I speak mysteries. Nou kom ek sê net vir jou en ek het hierdie laaste week of 2 seker met 10 ouens gepraat hieroor, want ek weet daar's baie mense in die Pinksterkerk wat ontsteld is hieroor. En ek verstaan dit, ek verstaan ook as jy ontstel daaroor, maar nog steeds die hoofpunt wat ek try maak in daai video is jy weet nie hoe klink die taal waarvan Paulus praat nie. Dis die punt. Ek wens net een van julle kan content daarmee. Ek verstaan hy praat in 1 Korintiërs 14 van ons speak mysteries. Maar wat ek net vir jou probeer uitlig is jou interpretasie van daai mysteries is die tale wat julle vandag hoor in charismatiese kerke. Wat ek net vir jou probeer sê is, dit kan enigiets wees. Hy kan van iets anders te ook praat. Julle het 'n konsep gevat, wat as jy in die kerkgeskiedenis gaan bestudeer van die Montanists ontstaan het, wat 'n sektegroep was, en wat later deur die Shakers en Quakers populêr gemaak is. Julle daai taal gevat, en dis die taal wat julle praat. Okay? So, verstaan net mooi, ek hoor wat julle sê, dit speak mysteries, maar ek wil net vir jou wys, jou interpretasie van daai mysteries is die taal waarin julle vandag praat. En ek sê net, ek sien nêrens dat Paulus sê, hierdie is die taal waarvan hy praat. Verstaan julle dit? Ek voel, ek het dit nou vir hoeveel ouens verduidelik, niemand van hulle kan my 'n goeie antwoord gee nie, maar hulle is nog steeds kwaad vir my op die einde van die dag. So dit is hoekom ek teen die idee van taal is. Nou, verstaan ook net mooi, ek sê nie, weer eens, jy's 'n ketter, ek sê nie weer eens, jy's op pad hel toe as jy in tale praat. Ek sê net, ek sien nie hierdie gebruik van taal in die Bybel nie, hierdie hemelse jibber-jabber wat ek oor en oor sê, ek sien nie dit in die Bybel nie, en daarom kan ek nie dit ondersteun nie. Nou, as jy dit goed kan ondersteun met die Bybel, kom mense na jou toe in jou kerk, ondersteun dit en dis mos die einde van die gesprek. Maar die feit dat jy so sukkel om dit te ondersteun, dink ek moet vir jou 'n teken wees van, moet ons dalk nie hierdie heroorweeg, herëvalueer, en dan 'n besluit van daar af maak. Kom ek sê net ook vir julle die ding. Die ouens wat hierdie tipe tale praat en bruis, wat dit doen in hulle kerke. Dis ook dieselfde ouens wat Hillsong speel, dis ook dieselfde ouens wat Elevation speel, dis ook dieselfde ouens wat Bethel speel. So sien jy, maak nie saak hoe jy vir hulle wys dat hierdie is vals kerke wie se musiek julle speel nie, julle is toe daarvoor. So dis hoekom ek sê, hierdie goeters is gevaarlik. Al die kerke wat iets soos praat in tale ondersteun, al daai kerke is ook fyn met hierdie heeltemal van die pad af kerke se musiek. Jy moet verstaan van Hillsong is Frank Houston, Brian Houston se pa. Hy was 'n almal het geweet hy het seuns mishandel. Okay, dis hoe ek dit nou sê op YouTube. Hy het klein seuns mishandel. Wat hy gedoen het is, daar was selgroepe en terwyl die selgroep besig is om te aanbid, het hy uitgegaan in die kind se kamer ingaan en hom mishandel. Dit is die ou wat daai kerk, 'n groot deel van daai kerk begin het. Toe word hy skuldig bevind. En na dit het hy weer kans gekry om te preek. Hulle het soos geweet van alles. En hy het weer kans gekry om te preek. Nog meer het Brian Houston gegaan en hulle het geweet hier was nog 'n ander pastoor in hulle kerk wat 'n vrou mishandel het. Na dit toe sê Brian Houston, "Oh, he just made a mistake." 2 complaints of inappropriate behavior himself from 2 different women. We're not talking about a sexual predator here. We're talking about a young married man who did something stupid, got much drunker than he should, which is an issue we've got to keep addressing, and got himself in a bad situation. What did that say to you? He said that Jason was just in a bad situation, as if something happened to Jason. It's almost like he's painting Jason as the victim. Jason engaged in abusive conduct. It happened to be a violation of the law. After that meeting, So, jy weet, so 'n mistake, so asof dit net soos 'n jeans wat hy aangetrek het in plaas van 'n ordentlike broek by 'n byeenkoms. Sê, ag, he was a young man and he just made a mistake, terwyl hy 'n vrou mishandel het. Verstaan jy, ek bedoel hierdie kerke dis reguit uit die put van die hel uit. Hulle is nie gepla oor die Bybel nie, hulle is nie gepla oor doktrine nie, en julle sing hierdie mense se musiek, julle ondersteun dit. So ek probeer net sê, daar's vir my 'n direkte korrelasie van hierdie hierdie mistiese konsepte embrace, dan lei na ander tipe goeder waarvoor jy toe is. Ander tipe doktrines wat jy inlaat in jou kerke. En hier is dieselfde ouens wat mense in hulle kerke toelaat om te preek wat valse leraars is. Gaan kyk bietjie as jy nou gaan kyk CRC se Dream Week. Ek bedoel dit is die absolute uitbeelding van valse leraars. Een na die ander ene. So my punt is, julle sê hierdie ding het geen negatiewe impak op julle nie, maar julle embrace al hierdie valshede. Elevation worship. Stephen Furtick het gesê, I am God Almighty. Hy het nooit daai stelling teruggetrek. Iemand kan vir my wys as hy het. Ek is onder die indruk hy het dit nooit teruggetrek nie. Maar julle gaan net aan en kyk sy goed. So ek bedoel, vriende, hierdie is ernstig. Daar's mense se siele wat op die spel is. Dis hoekom ek so hard en so sterk teenoor hierdie goed praat, maar ek wil julle voorberei, hierdie is 'n polemiese kanaal en ons gaan nie enige kompromie aangaan nie.
Ek het 'n ferm lyn in die sand getrek lankal in my lewe en ek weier dat enigeen van hierdie goeters die kerk verder infect. Nou kom ons kyk net wat is die Bybelse manier om hierdie goeters te hanteer. So baie mense het nou 'n probleem met hoe ek hierdie doen en jy weet laat ek so aanvallend is, laat dit so polemies is. Kyk wat sê Efesiërs 5 vers 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness but rather reprove them. Wat sê hy? Hy sê moet geen deel hê met donkerte nie. Moet geen deel hê in die wêreld nie. Die Bybel sê ook vir ons dat he that is a friend of this world is an enmity with God. Jy's teen God. So hierso sê hy ook reprove them. Hoe reprove mens dan? Jy sê dit reguit blaatant en sê hierdie is vals, hierdie kom uit die hel uit, hierdie is nie deel van God se koninkrykie. Dis wat die Bybel sê ons moet doen. Daar's ouens wat vir my sê jy mag nie name noem nie. Jy mag nie ou op sy naam doen nie. Kom ons gaan toets dit aan die skrif. Galasiërs 2 vers 11. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face because he was to blame. Tot die gesig het hy vir hom gesê, Petrus, hierdie ding wat jy doen is verkeerd. Hy blameer hom so. Daar's ander dele ook. So daar's ander plekke ook in die Bybel. As jy gaan kyk in 2 Timoteus 2 vers 17 tot 18, daar noem Paulus Hymenaeus en Philetus. Alexander the Coppersmith in 2 Timoteus 4 vers 14. 1 Timoteus 1 vers 19. 2 Timoteus 1 vers 15. So ek bedoel Galasiërs 2 vers 11 tot 14. Dis duidelik in die Bybel dat name gebruik word. Wat jy moet verstaan, die Bybel sê vir ons dat ons must mark and avoid those that cause division amongst you. Dit is wat ons moet doen. In my opinie, is dit die ouens wat hierdie nie bereid is om te doen, die is dies wat teen die skrif gaan. Kyk wat sê 1 Timoteus 5 vers 19. Against an elder, hierdie praat spesifiek van pastore. Receive not an accusation, but before 2 and 3 witnesses. Them that sin rebuke before all, that others also may fear. Hoekom doen ons hierdie kanaal? Ons rebuke before all. Julle vra dalk, hoekom het ek hier reg? Almal het die reg. As daar sonde is in die kerk, moet ons dit uitwys. Dis jou plig om dit te doen. As jou pastoor sondig, moet jy na hom toe gaan en sê, luister, hierdie is verkeerd, jy kan hierdie doen nie. En hoekom? Hoekom before all? That others also may fear. Sodat die ander pastore kan kyk wat aangaan en sê, luister, hierdie is nie goed nie. Hierdie is nie wat moet gebeur nie. Dis hoekom, die doel van hierdie kanaal is sodat pastore moet vrees. Hulle moet weet, as ek deur daai deure loop in 'n kerk, is daar moeilikheid. Ek gaan nie vandag iets kan preek wat vals is nie. Want ek gaan nie bang wees om jou te rebuke nie. Ek gaan jou rebuke before all. Toe ons hierdie kanaal begin het, toe sê ek, mag elke vals pastoor in vrees en in bewering lewe, dat hy in sy voete, in die Bybelse skoene trap, dat hy doen wat die Bybel sê, en nie sy eie gedagtes volg nie, want hy weet, as iemand daar buite wat 'n video gaan opsit van hom, as hy valsheid preek. Dit is wat die Bybel vir ons sê. So julle wat sê, hierdie is 'n onbybelse manier om te doen, julle het dit verkeerd. Die Bybel sê, hierdie is wat ons moet doen. As jy gaan lees, baie ouens quote Matteus 18, gelees Matteus 18, dit is wanneer een broer teen 'n ander broer sondig, dis heeltemal uit konteks uit. Kom ek vra vir julle, wat het Christus gedoen? In Matteus 21. Kyk wat doen ons redder self, wat het hy gedoen? In Matteus 21 vers 12. And Jesus went into the temple of God and cast out all of them that sold and brought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. So sien wat, het Jesus hier gegaan en gesê, hoorie, waar is die baas? Julle, ek moet jou gou sien. Ons moet goue onderhoud hê. Ons moet goue gesprek hê, sodat ons kan besluit, is die wat julle doen? Nee, hy het iets verkeerd gesien, hy het daar ingeloop, hy het die tafels omgegooi en het was verby. Hy het nie rondgespeel nie. Hy het nie daar gevra, julle, hoe gaan dit met julle? Goeiemôre, ekskuus, hoorie. Nee, hy het ingeloop, hy het nie gehuiwer, hy het gedoen wat die Bybel sê, want hierso sê hy ook, and it is written, op grond van wat? Het hy met autoriteit gepraat, die woord van God. Die enigste rede hoekom ek hierdie goeders kan doen, is want die woord van God sê so. Nie omdat ek enige spesiale opleiding of niks het nie, dis die woord van God wat sê ons moet dit doen. En ek gaan dit doen. Ek gaan dit doen totdat ek my laaste asem uitblaas. Ek wil hê elke pastoor in hierdie land moet op sy senuwees wees as hy agter daai pulpit klim, want hy weet hier's 'n ou wat my gaan uitwys as ek nonsens praat. En dit geld vir my ook. Ons moet hierdie gesonde vrees vir God hê. Jy klim nie agter 'n pulpit in en preek jy weet woord van God as jy dit nie met vrees doen nie. Want jy weet as jy mense mislei, as jy mense van die pad af lei, dan sê dit daar gaan groter condemnation op jou wees. Die ouens wat sê ek is onbybels, ek sê nou vir jou jy's onbybels. Nou, kom ons wees sensitief vir hierdie. Daar's positiewe en daar's negatiewe goed in die Bybel, reg? Daar's kere wat Jesus nie hierdie gedoen het nie. Daar's kere wat hy gesit het saam met die kinders, hulle omhels het, met hulle gepraat het,
jy weet wat hy met die vrou wat gevang is en oorspel, wat hy op 'n ander manier gehanteer het. So wat sien ons in die Bybel is daar's verskillende maniere om situasies te hanteer. Nou vra ek vir julle, en hierdie is my ernstige vraag en ek wil hê jy moet dit in die kommentaar sit. Ons kerksituasie van vandag. Dink jy dis 'n Matteus 21 vers 12 tot 13 situasie of dink jy dis 'n pragmatiese, sagte situasie? My evaluering is op vir die laaste 40 jaar het ons probeer 'n pragmatiese, sagte, nederige approach hê om hierdie valsheid uit te wys en dit het nie gewerk nie. Ons raak al hoe meer boos by die dag. Die kerke raak al hoe meer liberaal omdat ons 'n bietjie compromise aangegaan het. Raak dit erger en erger en erger. Soos wat ek julle gewys het in daai laaste video wat ek gemaak het van Prof, wat is hy prof se naam? Fika. Van Prof Fika se woord. Ek was ongeskik en ek was lelik. Hoekom was ek so? Want almal van julle wat al 'n sagte benadering gevat het met hom, dit het nie gewerk nie. Het dit? Het daar enigiets verander? Nee, dit het nie. So ek is klaar met daai benadering. Ek gaan dit sê soos wat dit moet gesê word, ek gaan dit reguit sê en ons gaan nie bang wees nie. Ons gaan opstaan vir wat reg is vir die woord van God. As jy 2 lesbians, as jy 'n lesbien orden in die amp om mense te lei, is jy besig met die werk van Satan. Julle verstaan dat soos om 'n lesbien of 'n homoseksuele predikant te wees, is net so goed jy sê ek is 'n builmoordenaar predikant. Dis net so goed jy sê ek is 'n alkoholist predikant. Dis sonde. Hoe kan jy iemand wat nie net lewe in konstante sonde nie, maar hulle verjuig hulle self aan. Hulle sê kyk hoe mooi ding is dit. Kyk hoe libererend is dit. Dat ek nou ander mense hierdie valsheid kan wys. Verstaan jy? So dit is hoekom julle kan nie vir my sê ek moet 'n sagte benadering hê met iemand wat so die woord van God verdraai nie. Wat so mense weglei van die woord van God. Vriende, dis hoekom hierdie 'n polemiese kanaal is. Hierdie is nie 'n Matteus 18 situasie nie. Hierdie is 'n Matteus 21 situasie. Hierdie is 'n situasie wat nodig het dat ons opstaan. En ek weet van julle sien dit. Ek weet van julle besef dit en ek weet van julle is saam met my op hierdie pad. En prys die Here. Ons moet hande vashou in hierdie ding. Ons moet sterk staan hierteen en ek wil hê julle moet kerke oprig. Julle moet na kerke toe gaan wat die woord van God verkondig en wat hierdie benadering het. Die tyd van hierdie sag en pragmatiese maniere doen gaan net nie werk nie. Dit gaan net nie werk nie. Ek ook sê vir ons party mense wat gesê het, jy weet hierdie manier wat ons dit doen dra geen vrug nie. Ek wil vir julle hierdie ou se boodskap wys. Hy het gesê ek kan dit maar vir julle wys. So hy het my gesê, my vriend en my broer, ek bid dat die Vader my nog medegelowiges sal gee om saam my die skrif te hanteer, maar as ek kan, wil ek graag vir jou vra. Ek het een van jou video's gekyk toe ek die eerste keer hoor dat ons wat gered is 'n deel saam met die sondaars sal ontvang en in die duisternis gegooi sal word, daar 'n gewene geknars van tande sal wees. Om eerlik te wees, my broer, ek het daar gevoel, dit was presies wat God wou hê ek moes hoor. Want ek voel ek mors al minstens 4 jaar van my lewe as 'n kind van God deur 'n onvrugbare diensknegt te wees. Dit het weer iets in my opgekikker om weer opreg my liefde vir God te toon deur 'n getroue en diensbare diensknegt te word. Prys die Here. Prys die Here. So sien julle, hier is vrug in die manier wat ons dit doen. Ek weet baie vele gaan dit nie sien nie. Ek weet van julle is al so groot gemaak in hierdie sagte, liberale manier om te doen, dat dit is vir julle malligheid, dat iemand daar buite sit en so skree in 'n mic en te kere gaan. Ek kan nie 'n ander manier sien om dit te doen nie. Dis die hart van hierdie kanaal, maar ons hart is om mense by die Here uit te kry. As jy nog nooit die evangelie gehoor het nie, hier is dit. Ons is almal sondaars. Ons het almal kort geskiet. Die Bybel sê vir ons, all have sinned and fallen short of the glory of God. Ons begin uit 'n posisie van ons is skuldig voor 'n 3 keer heilige God. En ons enigste manier om ons ontslae te raak van daai skuld, is om op ons knieë te gaan, te bekeer en vir Christus aan te neem as ons verlosser. As jy dit nog nie gedoen het nie, vandag is jou dag. Jy het nodig om weg te draai van jou sonde, jy het nodig om vir Christus aan te neem. En ons wil jou help in hierdie kanaal om dit te doen. En ons gaan dit doen op 'n reguit manier, ons gaan nie terughou nie, hierdie pragmatiese, hou hande vas saam met boosheid, moet einde kry. Dit moet einde kry. Ons gaan ook 'n bietjie in hierdie kanaal praat oor die verskil tussen fundamentalism en New Evangelicalism en dan modernists. So, hierdie is 3 goeters wat ek dink baie min mense weet van vandag. Ek sien myself as 'n fundamentalist. Al wat ek eintlik sê daarmee is, ek gaan rigied wees by die skrif en ek gaan geseparate wees met die wêreld. Ek glo veral omdat ek 'n pre-millennial siening het, dat ek glo Christus gaan kom voor die millennial koninkryk, het ek 'n baie pessimistiese siening oor die wêreld. En baie kerke hou nie daarvan nie.
Maar ek het 'n pessimistiese siening oor die wêreld en oor die kerk oor die algemeen. Nie dat ek sê ons moet kerk los nie, maar dat ons die kanker in die kerk moet uitsny. Ons moet 'n skelpel vat en die goed uithaal wat nie daar hoort nie. Wat nie daar hoort nie. En verstaan ook my hart. Hier is die groot ding. Ek glo Christus het vir ons gesê, hy los vir ons sy bruid, die kerk, né? Hy gaan weggaan, hy los vir ons sy bruid en hy sê kyk na die bruid. En hy het gesê ons moet die bruid skoon hou. En ek dink wat ons gedoen het in ons moderne kultuur, in die manier wat ons worship doen, in die manier wat ons aanbid, in die manier wat ons kerk doen, is ons besig om die bruid van Christus afbreek te maak. Kan jy dink, hy sê, kyk na my bruid, pas haar op, hou haar mooi, hou haar heilig, hou haar skoon. Hy gaan weg, en wat doen ons? Ons trek as ons 'n prostituut aan. Wat doen ons? Ons sluip haar deur die kuierplekke. Wat doen ons? Ons sluip haar deur die walglike, vuil, vieslike dele van die wêreld. En ons dink dit is hoe ons sy bruid onderhou. Christus het gesê, hou my bruid heilig. En ek dink die moderne kerk doen dit nie. Met die manier wat ons baie van hierdie mistiese konsepte van hindoeïsme aanvaar in die kerk, baie van hoe ons hierdie goed sing, soos Hillsong, soos Bethel van hierdie valskerke, ons is besig om die bruid van Christus af te breek. En dit is tyd dat ons moet stop met dit. Want ons wil hê, as Christus terugkom, het hy sê, well done my good and faithful servant. Jy het gekyk na my bruid. Jy het my bruid skoon gehou. Jy het my bruid heilig gehou. Kan julle eerlikwaar sê, sit en dink, die moderne kerk is besig om dit te doen. Ons is so gefokus op industrie, om 'n groot industrie, 'n groot kerk te bou en mense daar te kry, in plaas van dat ons besig is om te ministry te bou. Dat ons fokus moet wees bediening, mense by Christus te kry, mense te leer van die evangelie, mense te onderrig in wat die skrif sê, en nie om 'n groot kerk te bou en om almal se tiendes te kry nie. En as jy bereid is om saam met my die pad te stap, share hierdie video's, wys dit vir mense, dat ons die valsheid kan uithaal. Maar weer eens, ek wil iemand verkeerd voorstel op hierdie kanaal nie, ek wil nie goeters wys wat nie akkuraat is nie. As ek dit gedoen het, dan vra ek om verskoning. Ek sal bekeer daarvan af, ek sal dit uitwys en ek sal publiek jammer sê as ek dit so gedoen het. Tot dusver is ek nie bewus van 'n keer wat ek dit so gedoen het nie. En die groot ding is, Ernest Pickering het 'n boek geskryf, The Tragedy of Compromise. Ek sal julle voorstel, op YouTube kan jy daai ding gaan luister as 'n audioboek af van, as jy my hart wil verstaan en hoekom ek is soos ek is, gaan hoor daai ding. Daai boek waarvan Ernest Pickering praat, het so met my gepraat, en wat hy daarin sê is, die enigste fundamentalist is 'n fighting fundamentalist. Jy moet wees, as jy hierdie pad gaan stap, om regiet te wees op die woord van God, die ouens wat die meeste teenkanting vir jou gaan gee, is die kerk. Die ouens wat die minste daarvan gaan hou, van wat jy dit doen en hoe jy dit doen, is ouens in die kerk. Soos die ateïste is net so, ek bedoel, mens kan hulle maklik refute, hulle posisies is so swak, maar die ouens in die kerk, hulle gaan jou nie verdra nie. Hulle sal die homoseksuele ouens verdra, hulle sal die dronkaards verdra, hulle sal al die boosheid van die wêreld op verdra, maar die fundamentalist, hulle kan jou nie hanteer nie. Maar vriende, jy moet weet, jy gaan teenkanting kry, as jy besluit om hierdie pad te stap. Maar ek kan vir jou sê, daar is niks meer vervullend as om te besluit, jy gaan wegdraai van die wêreldse manier van hierdie goed doen. Jy gaan die valsheid uitwys, waar ook al jy is, in julle kerke. As jy Hillsong sing, as jy Bethel sing, dan moet jy iewers met die kerk sê, luister, hierdie is goeders wat ons nie kan doen nie. Ons is besig om valsheid te embrace. En prys die Here. Maar vriende, wat weet ek? Ek is maar net 'n ou met 'n Bybel.